Wanneer is die seën van die Here op iets? Kom ons gaan na die skrif toe. Ek het gister in Numeri gelees en ek dink altyd die blessing, die seën van die Here is altyd so 'n mooi stuk en ons is so lief vir dit. Ek het 'n video ook op my blad iewers wat net die seën wat ek net die skrif van die seën lees. En ek dink altyd met myself, dit is wonderbaarlik hoe die Here partykeer skrif vir mens oopmaak. Jy het 'n ding al hoeveel keer gelees en daar's een woord wat jy net nie vang nie, wat jy net nie jou oë oopmaak om reg te lees, of jy lees dit, maar jy neem dit nie in soos wat jy moet nie. En dan staan daai een dag, wanneer dit net, wow, is as jy dit lees, en die openbaring kom. En ek wil dit graag met julle deel, wat die gevolgtrekking wat ek gehad het, en wat die Here met my gepraat het daarna. So, ons gaan lees in Numeri 6, vers 22 tot 27, en ek gaan sommer nou sê, vers 27 is die sleutel tot hoekom en wanneer jy geseën word. So, in vers 22 lees ons. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. In vers 27 die sleutel, kom ons lees dit. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. God seën wat sy naam op is. Hoe wonderlik is dit om te dink, omdat op jou God se naam is, en dit is wat die bloed van Jesus is. Hy het jou mos nou geclaim, jy behoort nou aan hom. Hy het jou in sy hand, hy gaan jou nie laat gaan nie, jy behoort aan hom. Dit beteken, jou naam, sy naam is op jou. Nie net dat hy jou naam ken nie, maar jy met sy naam ook ken, want sy naam is op jou. En hierdie was net vir my so openbaring gewees van, wanneer word iets of iemand geseën? Dis wanneer God se naam op dit is. So eintlik tegnies, as jy aan God behoort, beteken dit jy is geseën, want jy dra sy naam, en God seën sy eie naam. Dis 'n belofte wat hy gemaak het daar, al was dit nou daai tyd aan die Israeliete, dit tel vir ons elkeen vandag, want ons is ook sy volk, ons is deel van sy kinders, ons is deel van sy familie, ons is sy volk, almal wat in hom behoort is sy volk. En net deurdat hy gesê het, as sy naam daarop is, sal hy dit seën. Dis 'n belofte wat hy aan jou gemaak het, dat hy jou sal seën, as sy naam op jou is. Nou wil ek dit 'n stap verder vat. Hoeveel van ons sê baie keer, ek voel ek is vervloek, daar's 'n vloek op my, en ek is nie geseën nie, dit gaan net nie goed met my nie, dit kan net nie goed met my gaan nie, want ek is vervloek. Baie van ons sê dit. Nou kom ons gaan na 'n ander skrif toe. So ons gaan na Nehemia toe, hoofstuk 13, vers 2. Nou dit is die sleutel van, hoe verander jy 'n vloek in 'n seën in? So daar staan, omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie, en Biliam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek, maar onse God het die vloek in die seën verander. So as jy die twee verse saam sit, dis nou die sleutel. Wat God se naam dra, word geseën, want hy sê, dis 'n belofte wat hy gemaak het, hy sal seën wat sy naam op het. Hoe verander jy dit? As jy dink daar's 'n vloek, spreek teen die vloek en sit God se naam op dit. En sê, jy is geseën, want God sê so. Hy sê, wat sy naam dra, is geseën. En dit is hoe jy 'n vloek draai. Jy sê, maar nee, God se naam is daarop. En God is nie vervloek nie. God sal sy naam seën, as dit daarop is. En ek wil nou vandag vir julle sê, waar ook al jy 'n situasie het, wat jy voel, dinge is nie lekker nie, dis nie goed nie, jy voel nie jy's geseën nie, jy dink jy het 'n vloek op jou, gaan sit God se naam op dit. As jy aan hom behoort, kan jy nie geseën word nie, want sy naam ontvang seën. En as jy begin twyfel, hierdie skrif, maak nie saak wat se Bybel jy uitlees nie, of dit Engels, Afrikaans, 'n ander taal is, maak nie saak wat se vertaling dit eers is nie. Hierdie is waarheid. Hierdie is die woord van God. Moenie na jou emosies luister nie, gaan sit met die skrif, gaan sit met die beloftes wat God vir jou gegee het. En daai in Numeri 6 is 'n belofte. As God se naam op dit is, sal jy geseën word.
Herinner die Here van die beloftes wat hy aan jou gemaak het. Daar's 'n vers in Jesaja. Ek vergeet partykeer die skrif presies waar dit is, maar ek dink dit is Jesaja 60 vers 6 of 62 vers 6, maar dis iewers daar in die 60s rond. Is daar 'n skrif wat die Here sê: "Herinner my van die beloftes wat ek aan jou gemaak het." En hierdie is deel van dit. Dis God se woord. Herinner hom aan die beloftes wat hy aan jou gemaak het. En hy het gesê jy sal geseën wees as jy sy naam dra. En doen dit met alles in jou lewe. Enigiets wat God se naam dra, gaan geseën wees. Sit God se naam op jouself. Sit God se naam op jou huis, op jou kinders, op jou man, op jou vrou, op jou verhouding, op jou besigheid, op jou voertuie, op jou diere, op jou plaas, op jou landerye, op die grond wat jy oploop. Die lig bo jou, sit God se naam daarop. As jy reën nodig het, sit dit op die wolke en sê, die wolke het God se naam en ek weet die Here sal dit seën dat daar reën sal val. As jou finansies nie goed is nie, sit God se naam op jou geld en sê dit behoort aan hom dat hy dit seën want sy naam is daar. Geliefdes, mag julle 'n wonderlike dag hê en ek hoop dis 'n openbaring vir julle ook en dat julle ook net so lief sal raak vir die skrif. Ek geniet dit party daar so as ek net so lees en dan dink ek vandag is ek nie lus hiervoor nie, dan lees ek iewers anderste. En dan kom ek terug na waar ek opgehou het op 'n ander dag. En hierdie was nou presies so ding. Gister was dit Numeri 6 gewees en vandag was dit Nehemia 13 en ek het so 'n paar dae hoofstukke geskiep wat ek ander plekke gelees het wat ek het gedink, ek sien nie lus vir geslagregisters nie en al die getalle en die name. Laat ek net 'n breek vat en miskien eerder Psalms lees vandag of Jesaja of een van die ander boeke wat bietjie meer exciting is. En dan is ek net verstom oor hoe die Here goed bymekaar gebring het. As ek nie gister Numeri gelees het en vandag Nehemia, sou ek die twee net bymekaar kon gesit het dat God se naam is waar die seën vandaan kom. En om 'n vloek te verander, sit God se naam daarop, want hy sal jou seën as sy naam daarop is. Geliefdes, mag julle 'n wonderlike dag hê. Deel dit gerus met iemand as jy 'n bietjie wysheid en kennis met iemand anders te wil deel. En los asseblief vir my kommentaar. Sê vir my, wat dink jy? Was dit vir jou 'n openbaring geweest? Of as jy iets het om by te las, deel asseblief met my. Ek sal graag van julle wil hoor. Maar mag julle 'n geseënde dag hê. En soos die skrif sê, sit die naam van die Here op iets. En wees geseënd. Die vir julle almal, mooi bly.